het hierdie grappie vir my gestuur. Die dogtertjie kom dikbek by die huis ingestap van die skool af. En sy gaan sit een kant en sê die heeltyd, ek skaam my dood, ek skaam my dood. En die ma vra, wat is fout? En die dogtertjie sê, ons het 'n les gehad oor waar kinders vandaan kom. En elkeen moes sê wat hy dink. Jannie sê toe, 'n mens kan hulle by die kinderhuis koop. Sunny sê, jy kry hulle by die hospitaal te koop. Nou wat is die probleem dan, vra ma? En sy sê, ek moes toe vir die kinders vertel, ons is so arm, my pa moes my maar self maak. Kom aan, in hierdie kerk lag ons, dank die Here vir vryheid. Wat is liefde, deel 4? Matteus 22, jy kan op die bord volg. En ek wil hierdie wonderlike reeks afsluit met 'n klimaks en ek wil vir jou dit mooi saamvat en oopmaak. En ek dink jy gaan dit altyd onthou, so lank as jy lewe. Matteus 22:36, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê. Ek wil jy moet dit saam met my lees, gereed lees. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, lig jou stem, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en profete. Laasweek het ek vir jou gewys uit Johannes 13 dat Jesus sê, ek gee vir julle 'n nuwe wet. Dis die Nuwe Testament wet en dit is dat julle mekaar moet lief hê. Kom sê vir jou langs aan jou, jy moet my lief hê. Jy moet. Wat is liefde? Maak seker dat jy hierdie hele wonderlike reeks luister. Vandag wil ek vir jou wys dat die Bybel is baie duidelik van die begin af. Sê gou saam met my, van die begin af. Sê dit weer, van die begin af. Ek wil hê jy moet dit kry. Laat dit insink. Van die begin af. Ou en Nuwe Testament. Die hele woord saamgevat. Onthou nou, die Jood het net die Ou Testament. So Jesus praat hier met die Jode en hy sê hierdie wonderlike ding oor liefde, hierdie groot gebod hang aan die hele wet en die profete. So as ons dit kan sê in 2025 vir ons as kinders van die Here om God lief te hê en om mekaar lief te hê en ek gaan nou by alles uitkom vat die hele woord saam, liefde wen. En wat ons nodig het soos nog nooit is dat die Here ons doop met sy liefde. So ek wil dit in 3 deel en dan maak ek vir jou net hierdie oop wat die Here Jesus praat oor die groot gebod. Nommer 1, dis om God lief te hê. Skryf dit gerus neer en dit gaan jou baie help. Wat is liefde? Dis om God lief te hê. Ek dink ons moet vir mekaar sê die grootste en belangrikste ding wat ons kan doen terwyl ons die geleentheid het op aarde is om die Here lief te hê. Hoeveel van julle is lief vir die Here? Kom, lig net jou hande saam met my. Ons is nou in 'n tyd waar mense so selfbehep is. Alles gaan oor self. En hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, al jou krag. En ons wil vanmôre net, kom as Word and Spirit familie net vir Jesus sê, ons is so lief vir hom. Kom, vat weer 'n oomblik en sê net vir hom hoe jy hom lief het en hoe jy hom waardeer. So, wat is liefde? Volgens die grootste gebod. En, onthou nou laasweek, volgens die Nuwe Testamentiese wet. Jy moet lief hê. En ek het vir jou oor en oor gesê dat jy kan nie lief hê
alvorens jy nie by die Here uitkom nie, want hy is liefde. En vanmôre wil ek ons almal aanmoedig om die Here lief te hê. En ons het hom lief, sê die skrif, omdat hy ons eerste lief gehad het. Die Bybel is baie duidelik dat die liefde van Christus uitgestort is in ons harte, en ek gaan nou nie daar lees nie, maar deur die Heilige Gees. En vanmôre wil ek vir jou wys, dat liefde is regtig om die Here lief te hê, so lank as wat hy jou spaar, en terwyl jy geleentheid het op hierdie aarde om die Here te dien. Want kyk, in die hemel, moet jy verstaan, gaan ons verheerlik wees. So ek wil nie dis wonderlik om oor die hemel te praat, en ons glo nog in die hemel. Vra gou vrou langs jou, is jy op pad hemel toe, kom, vra net vir iemand. Ons glo nog in die hemel. Ek hoor daar's nou ouens wat nie in die hemel glo nie. Hoe dom kan jy wees en asemhaal? As jy nie in die hemel glo nie, dan vat jy hoop weg van jou mense. Hoeveel van julle sien uit om jou geliefdes weer te sien? Kom aan, ons weet die hemel is 'n plek. Ons glo in die hemel. In hierdie kerk glo ons nog Jesus kom weer. Kan jy amen sê? Jesus kom weer. Maar ek wil vir jou iets wys. Ek wil vir jou openbaring bring. As jy net aan die hemel dink, daar is ons verheerlik. As jy daar kom, dan jy die Here voluit gedien. Let op, die hemel is slegs 'n plek vir hulle wat die Here aangeneem het, die Here lief gehad het, die Here gedien het. Almal sê vandag by begrafnisse iets soos, ja, hy's nou op 'n beter plek. Sy's nou op 'n beter plek, en ons mense sê die goed want dit laat die familie goed voel. Maar vriende, die hemel is slegs 'n plek vir hulle wat in Christus is. En ons praat oor liefde. Hy het gesê, as jy my lief het, sal jy doen wat ek vir jou sê. En ek het nou agtergekom, wanneer mense net goed voel oor hulle self, dan juig hulle. As ek vir jou sê hoe wonderlik jy is, dis lekker om dit te hoor. Maar wanneer ons praat oor gehoorsaamheid en verantwoordelikheid, dan hou party nie daarvan. Kom, ek sal elke amen vat wat ek kan kry. Weet jy wat? Ons het een lewe op hierdie aarde. Hoor gou hierdie mooi openbaring om die Here lief te kan hê. In die hemel gaan jy verheerlik wees. In die hemel gaan daar nie, hierdie gaan nou vir jou so mooi wees, gaan daar nie haat wees of wraak wees of onvergifnis wees nie. So die hemel is 'n volmaakte plek. Jy gaan net die heerlikheid van die Here beleef en liefde beleef, maar dis juis nou ons keuse, ons vrye keuse, reg nou, waar ons ook met al hierdie ander lelike goed te doen het, om die Here nou lief te hê. Hoor jy hierdie openbaring, om hom nou te prys, kom aan, ten spyte van omstandighede, om kerk te hou ten spyte van load shedding, om in die kerk te wees, en te sê, Jesus, U is belangriker, Jesus, ek het U lief, meer as enigiets anders, reg nou, tydens probleme, uitdagings, want in die hemel gaan jy verheerlik wees. Kan ek dit so sê, in die hemel gaan dit makliker wees om net lief te hê. In die hemel gaan dit makliker wees om Here net te aanbid en om te sing. Dis juis nou waar ons liefde aan hom moet verklaar, omdat ons nou met omstandighede te doen het. Ons is nou vlees en bloed. En veral nou in hierdie uitdagende tye, is daar 'n oproep vir die kerk om te sê, wees lief vir die Here. En dis nie net woorde nie, dis jou dade. Dis om vir hom te wys. Dis om hom eerste te stel. Ek herhaal, hy sê, as jy my lief het, sal jy my woord bewaar. En een van die grootste uitdagings vir pastore is juis om mense te kry dat hulle daders van die woord word. Het is maklik om te sê ek is lief vir die Here, maar jou dade wys die teenoorgestelde. Bybel sê 'n boom sal geken word aan sy vrugte. 'n Goeie boom dra goeie vrugte, 'n slegte boom dra slegte vrugte. So, kom ons maak dit maklik om dit te verstaan. As jy lief is vir Jesus, sal jy sy vrug dra. Kom aan. En die vrug van die Gees begin, hoor hoe mooi is hierdie, met liefde. Draai na iemand anders toe en sê, mag die Here jou vul met sy liefde. Kom, volmaak. Ek het geprofeteer laasweek en die Here het my gewys in 'n openbaring
wat hy met my gedeel het, die enigste manier hoe ons gaan staande bly in hierdie uitdagende tye, hoor die woord van die Here, is as jy gevul is met agape liefde. As jy nie gevul is met sy liefde nie, gaan jy bitter raak. Luister mooi, jy gaan aanstoot neem. Talle Christene, ons is in 'n tyd nou waar talle Christene aanstoot neem. Die Bybel waarsku ons dat in die laaste dae daar 'n afval sal kom. Mense wat aanstoot neem teenoor die kerk, eintlik maar net 'n verskoning om nie in die kerk te wees, om nie betrokke te wees, om nie by te dra nie, want wat gebeur in die laaste van daai, luister mooi, die self-God kom nou na vore. Die New Age, hoor mooi wat ek vir jou sê. Ons moet vanmôre wegbeweeg van die self en ons moet ons fokus op hom plaas. Wat is die belangrikste vir my en vir jou in hierdie tyd wat hy ons gun, wat hy ons spaar? En jy weet nie hoe lank het jy nie, want die dood kom sommer vinnig. Laasweek het ek 'n neef verloor. Hy het nooit gedink dit sal so gou kom op 68, sommer net so. Ek was by hom, ek het vir hom gaan sing na bo in die hemelse Kanaan, want toe wys die Here my, sy tyd is min, paar ure later toe sterf hy. Jy weet nie hoeveel tyd het jy oor nie. Wat is die belangrikste? Ons praat oor wat is liefde. Stuur hierdie hele reeks vir al jou geliefdes aan, volgens Jesus, die grootste gebod, die belangrikste, wat hy uitlig. Paulus skryf daaroor en ek het oor en oor daaroor bedien. Hy sê die grootste van alles is liefde. En nou sê Jesus, jy moet die Here lief hê met alles in jou. Die tweede ding wat volgens hom die belangrikste is, skryf dit neer, is om mense lief te hê. Wat is liefde? Is om God lief te hê in hierdie tyd. Kom ek vat hierdie openbaring weer deur wat die Here met my gepraat het. In die hemel, as jy die hemel gaan maak deur God se genade, gaan dit vir jou maklik wees om mense lief te hê, want jy gaan verheerlik wees. Wil jy moet dit kry? Dis juis nou waar ons die blom moet gee, kan jy amen sê. Dis juis nou waar ons liefde moet wys. Kom aan, dis juis nou in uitdagende tye waar ons mense moet lief hê. Hy sê jy moet die Here lief hê en jy moet jou naaste lief hê. Nou hoor ek hoe stry ouens, wat is naaste? Party ouens voel dis daarom nou net die met wie hulle te doen het. En nou begin hulle diskrimineer teen kleur en teen nasie. Kan jy dink die Here maak met ons so? Kan ek gou vir jou help? Om jou naaste lief te hê beteken dat jy almal sal lief hê, om mense lief te hê. Kan ek en jy nou begin besluit wie ons lief en wie ons nie lief nie? Terwyl Jesus gesê het, ek gee vir julle 'n nuwe wet, dat julle mekaar moet lief hê. Let op, ons moet ook soos hy die sonde haat. Die Bybel sê Jesus het sonde geword sodat ons kan vrykom van die sonde. Maar ons moet die sondaar lief hê. En as jy weer verby iemand ry vandag wat dalk bedel of dalk lelike goed te doen, verslaaf is of 'n prostituut, of moet asseblief nie lelike aanmerkings maak nie, want ek wil gou vir jou sê, die enigste verskil tussen daai persoon en ons is net Jesus. Dis net die liefde van die Here. Ons deel met mense elke dag. Jy moet net so 1 week saam met my kom. Dan hoor jy die stories. Pastoor, ek was so geseënd, ek het hierdie werk gehad, ek het dit en dat, maar ek het alles verloor. Vriende, kan ek vandag vir jou sê, ons is nie beter as enigiemand anders. Die Here roep ons op, ek vat vir jou saam, wat is liefde? Jy gaan dit nooit vergeet nie. Is om God lief te hê, teken dat jy gehoorsaam sal wees aan hom. Tweedens is om mense lief te hê. En ons moet maar vir die Here vanmôre weer vra, hy moet ons vergewe waar ons baie keer dit opsioneel maak. Ek praat nou met baie. Want jy hou van sekeres nie en dan besluit jy sommer jy's ook nie lief vir hulle. Kan jy dink Jesus maak met jou so? Nee, jy het my nou hoeveel keer teleurgestel. Ek is nou nie meer lief vir jou nie. Kom ons maak dit maklik dat almal kan verstaan. Jy het nou weer gesondig. Jy het net gisterand vergifnis gevra en hier sondig jy nou weer.
Is dit nie wat mense maak nie? Het raak nou stil hier. En dan weet jy wat doen mense, dan skryf hulle mense af. Ek is so dankbaar dat die Here my en jou nie afgeskryf het nie. Wat is liefde is om in hierdie lewe, sê saam met my in hierdie lewe, nou, God lief te hê. En ek wil vir jou vra, as jy lief vir die Here, want as jy is, dan sal jy gehoorsaam wees. Nommer 2, as jy lief vir mense, want dit gaan alles oor kosbare mense. Jesus het sy lewe afgelê, sodat mense gered kan word, sodat mense vir ewig en altyd by hom kan wees. Hoeveel van julle stem saam dat ons kort baie meer liefde vir mense? Kom. Ek wil vir jou gou hier 'n skrif gee. Dankie Heilige Gees. Hy sê, hoe kan jy sê jy het God lief, maar jy het hom nog nooit gesien nie? Maar jy haat jou broer wat jy wel gesien het. Hy sê, so 'n persoon is 'n leienaar. Sê gou vir jou langs jou, in hierdie kerk lieg ons nie vir mekaar nie, kom. Kom, het raak nou heerlik hier. So jy is vinnig om te sê, jy is lief vir die Here, maar jy haat jou broer. Ek hoor hoe praat die Here in hierdie plek. Nee, ek wil hê jy moet nou daai maskertjie afhaal. Hoeveel keer het jy al in jou hart, wees net eerlik, wraak of woede teen iemand gehad? Nee, kom ons wees almal eerlik. Ek is eers eerlik, voor jy eerlik word. Ek hoor eers die woord, dan hoor jy die woord. Wat is die grootste, meester, sê vir ons tog, wat is die belangrikste in jou oë? Hier kom Jesus. Jy moet die Here jou God lief hê, met alles in jou. En tweedens, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Vanmôre moet ons sê, Here, vergewe ons, waar ons wraak en woede en bitterheid, rondgedra het. Want anders doen jy jou voor wie jy nie is nie. Want Jesus het gesê, hieraan sal die wêreld weet. Daai konteks is nou die sondaars. Hulle wat nog by my moet uitkom. Hieraan sal die wêreld weet dat julle my volg, as julle liefde onder mekaar het. As die kerk mekaar nie eens kan lief hê nie, hoe gaan ons 'n verskil maak in die wêreld? Jy hoor wat sê Tabo nou net. Die kerk is toe in Rwanda. Ek weet nie van jou nie, maar dit raak my diep. Dit raak my diep, omdat ek so passie vir die kerk het. Sê ek, Here, wat moet nog gebeur in Suid-Afrika? Dat kosbare mense besluit om kerk toe te kom, terwyl ons vryheid het, terwyl die kerk oop is, terwyl ons alles in ons vermoë doen, ten spyte van load shedding en al hierdie uitdagings, ons gaan soveel ekstra kostes aan, om dit gerieflik en gemaklik vir almal te maak. En party kies nog steeds om aan met die kerk te werk, net soos dit hulle pas. In die hemel gaan jy verheerlik wees. Daar gaan nie meer wraak of onvergifnis of haat wees nie. Daarom het Jesus ook gesê, die pad is nou wat na die hemel lei. Hy sê daar's min wat op daai pad is. Jy hoor nie meer dat daar gepreek word oor dit nie. Hy sê, maar breed is die weg wat na die ewige hel toe lei. Hy sê, baie is daarop. Want jy sien, op die einde van die dag gaan ons moet volhard tot die einde toe, en ons praat nou oor liefde. Ons gaan moet volhard om die Here lief te hê. Want wat jy dalk nie sien nie, is dat die duiwel probeer alles in sy vermoë om jou net van hierdie pad af te kry. As hy dit net kan regkry dat jy net nie die Here meer lief het nie. Dit maak my seer, maak my hart seer. As ek met mense deel en ek hoor op 'n stadium, het hierdie ou die Here lief gehad, hy sê dit ook, hy bely dit, maar daar het iets gebeur. Die Bybel praat van die omstandighede van die lewe. Markus 4, in die gelykenis van die saaier, is 'n preek vir 'n ander dag, maar hy praat van daai omstandighede, en party het hulle rug op God gedraai. Vanmôre mense wat sê, nee, wat ek dien die Here nie meer nie, wat kwaad is vir die Here, wat nie meer lief is vir die Here nie. Ek het vir jou in hierdie reeks gewys dat liefde gee. Wanneer jy lief is, gee jy graag.
En ek wil jou vanmôre aanmoedig om vir jou te sê, hou aan om die Here lief te hê tot die einde toe, en hou aan om mense lief te hê tot die einde toe, want kyk, hier is die storie. Jy kan nie sê jy het die Here lief en jy is op pad hemel toe, maar jy haat jou broer nie. Moenie weer vir my sê, of vir iemand sê, jy is lief vir Jesus, maar jy praat kwaad oor jou broer of suster nie. Dis nie liefde nie. Hy sê net so, die apostel Johannes sê, hy sê, die persoon is 'n leienaar. So wat ons liewers moet doen is om te bid en te sê, Here, doop ons met u liefde, agape. Here, haal alle liefdeloosheid uit, kan jy amen sê. Here, maak my vry van enigiets wat nie van u is nie. Vrug van die Gees is liefde. Die derde punt wat hy noem, wat ons dalk nie genoeg oor praat nie, in die kerkwêreld, wil ek gou vir jou oopmaak. Wat is die belangrikste, meester? Kyk gou mooi. Wat is volgens u die belangrikste? Jy moet die Here lief hê. Wanneer? Nou. Laat dit insink. Nou. Wanneer dit moeilik gaan? Nou. Wanneer daar druk en probleme is? Nou. Nie eendag wanneer jy verheerlik is nie, almal kan dan die Here lief hê. Wanneer moet jy sing en loof en prys? Nou! Ek het 'n ervaring hoe die engele van die Here net inkom nou. Want jy sien, dis juis wanneer ons deur die dal van doodskade weer gaan. Wanneer die Here naby aan ons is, hy sê ek is naby aan hulle wat gebroke van hart is. Dis juist nou Suid-Afrika kerk van die Here, wanneer ons deur moeilike tye gaan, wat die Here sê, ek wil sien of jy vir my lief is, ek wil sien of jy gehoorsaam is, ek wil sien of jy my loof en prys, wanneer jy swaar kry, wanneer daar moeilike tye is, ek wil sien hoe jy mense lief hê, wys dit vir my, moenie net dit sê nie, sit die daad by die woord. Want daar is baie sogenaamde Christene, lief vir die Here, hy is nie in die kerk vanmôre nie. Stokperdjie kom voor die kerk. Ander goed kom voor, plesiere kom voor die kerk. Niks fout met 'n stokperdjie en met plesier nie, maar weet julle wat? Ons moet vir mekaar sê, Jesus moet eerste wees in ons lewe. Wat is die belangrikste, Here? Jy moet die Here lief hê. En ek wil hê jy moet oor hierdie woord gaan mediteer, gaan kou daar. Wat beteken dit? Oor en oor het ek daaroor lering gegee. Jy moet mense lief hê. Wat beteken dit? Dit beteken dat jy gou sal vergewe, my broer. Want dit is baie maklik om te sê, I love you. Ek voel ek preek nou. I love you, maar jou optrede wys die teenoorgestelde. Julle moet mekaar lief hê. Hoe? Soos ek julle lief gehad het. Verskeie kere waar ek my bestuursraad en leiers en pastore se voete gewas het deur die jare, wanneer die Here met my so praat. En elke keer is dit 'n baie besonderse, liefdevolle, emosionele oomblik, want om aan iemand anders se voete te vat, of wanneer iemand aan jou voete vat, dit voel hy kom naby aan jou. In Johannes 13 het Jesus sy disippels se voete gewas. En ek het vir jou gewys, daar was ook iemand wie se voete hy gewas het, en mense dink nie altyd daaraan nie, sy naam was Judas. En Jesus het geweet wat Judas gaan doen, maar hy het steeds sy voete gewas. En vanmôre wil ek jou aanmoedig, daai familielid, daai buurman, daai kollega, daai baas. In die week het ek met mense beraad, mense gaan deur moeilike tye. As mense wat voel, hulle kan net nie meer nie. Mense wat in omstandighede werk waar God nie gedien word nie, waar die Here gelaster word. Is moeilik hoor. Ons moet juis ons lig skyn daar. Maar die punt is, ons moet Judas ook lief hê. Kyk gou hier, ons praat nie die optrede van Judas goed nie. Ons praat nie die sonde goed nie.
Ons praat nie die verslawing goed nie. Nee, maar ons moet lief wees vir die mens. Het Jesus dan nie juis gekom ook vir hulle wat verslaaf is nie? Het hy nie gekom vir hulle wat verlore is nie? Ek voel so dat die Here wil hê elkeen van ons mense, almal wat nou onder die geklank van my stem is, dat jy sal uitreik na jou bure, jou kollegas, jou kinders, jou familie. Gebruik jou foon, doen alles wat in jou vermoë is om vir mense die liefde van Jesus te gee voordat dit te laat is. En dan onthou jy, jy's gered, slegs uit genade. Jy's nie beter as enigiemand anders nie. Kom aan, sê amen. Die derde punt wat jy moet onthou, wat is liefde? Is om jouself lief te hê. Wow. Ons praat nie genoeg hieroor nie. Want die probleem is, jy gaan nie mense kan lief hê as jy nie jouself lief het nie. Die Bybel is baie duidelik, hy sê, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort nie. Maar nou het baie so groot geword, hulle het glad nie hieroor gepraat nie. Veral onder Afrikaanse mense. Jy weet, as 'n ou net wil getuig of net wil praat oor God se goedheid, dan sien mense dit as arrogansie. Alles is arrogant. As die pastoor dinamies is hy arrogant. Wat 'n klomp snert. As jy aan Jesus dink, as jy in die vroeë kerk dink, manne van God, daai apostels, dinamiese ouens, nederig voor die Here. Kom aan, ons gee Jesus altyd die eer, lof, dank en aanbidding. Maar dit is asof Afrikaners so groot geword het, dat wanneer jy temerig is en saggies praat, dan is jy nederig. Nederig is 'n hartsaak. Kom aan, ek maak talle mense vry. Hou op om ander te kritiseer, omdat jy dalk nie van sy persoonlikheid of styl hou nie. Die Here het ons almal uniek gemaak. Draai gewoon na iemand anders en sê, dank die Here, ek is nie soos jy nie. Kom aan. Prys die Here. Kom aan. Woe, is jy bly daaroor? Jy weet, want party het so groot in die kerk, ons moet hom nou waardig wees, jy hoor. 'n Pastoor met jeans en tekkies. My broer, jy moenie hierdie tekkies vlak kyk nie. Dit is dierder as daai blinkskoene van jou. Kerk moet lekker wees, sê amen. Dis 'n plek waar, kom aan, jy die woord hoor en waar mense gehelp word en vrykom. Okay, so kom net vry van hierdie ding. Moet asseblief nie weer jaloers wees wanneer iemand in jou familie suksesvol is. Glo my nou, mense is jaloers op hulle wat suksesvol is. Jy sê, o, pastoor, bid net vir my dat die Here my ook ryklik kan seën. Weet jy waarvoor jy vra? Want oormôre dan kritiseer hulle jou ook. Ons moet onsself lief hê. Dis nie arrogant nie. Ons moet kan praat oor die Here en sy wonderdade. Dis nie arrogant nie. Ek sê dit met 'n rede. Want ek deel met hoeveel pastore en wat sê, weet jy, ek sukkel met hierdie ding. Ons moet net niks sê nie, want mense sien dit as arrogant. Kom net vry. Ek en jy moet vir almal kan vertel hoe groot ons God is. Kom aan, hoe wonderlik hy is. Is jy nie dankbaar dat jou pastoor vol lewe is nie? Kom aan, is jy nie dankbaar dat jou pastoor jou bedien met salwing nie? Halleluja. Stilte kerk. Sien, van julle het so groot geword. Ek gee jou toestemming, as jy daai bordjie sien, haal hom uit hoor. By hierdie kerk wil ons die Here loof en prys met alles wat in ons is. So wat sê Jesus? Jy moet jouself lief hê. Jy moet nou hierdie openbaring kry, want jy gaan nie uitreik na mense as jy in 'n gat sit nie. Kyk gou, die ouens wat uitreik is vry, want alles wat ek het hy vir my gegee. Kom aan, alles wat ek is net genade. Ek is gered uit genade.
Hoe gaan jy jou naaste lief hê volgens Jesus? Net as jy jouself lief hê. Maar weet jy wat? Van julle is nie lief vir julle self nie. So nou sit jy in 'n gat, jy's depressief. Jy reik nooit uit na ander nie. Want iemand wat sleg voel oor homself heeltyd, ons noem dit selfveroordeling, gaan nie uitreik na ander nie. En Here sê, maar ek het julle geroep om lig van die wêreld te wees. Ek het julle geroep om 'n verskil te maak. Wanneer? Nou! Ek wil hê julle moet my lief hê. Nou! Nie eendag nie. Ek wil hê jy moet mense lief hê. Wanneer? Nou! Ek sien in my geestes oë goed, jong. Jy gaan nie daar in die hemel kom en sê, o, prys die Here, nou gaan ek lief wees vir mense nie. Ek dink so ou gaan eers vir die volgende 1000 jaar daarna in 'n vertrek moet gaan en sê, ons gaan jou nou maar weer leer om eers lief te hê, as jy die hemel gemaak het. Kan julle onthou, by deel 1, wat het ek jou geleer? Kom, lig jou hand en bid dit saam met my, sê, Here, leer my om lief te hê. Hy wonderlike ervaring wat hy godsman gehad het, gaan luister daarna, wat ek vir jou vertel het, toe stuur Jesus hom terug, toe sê hy, gaan leer om lief te hê. Ek dink ons moet almal sê, Here help ons. Wat is liefde? Wat is liefde? Om die Here lief te hê? Sê dit saam met my, om God lief te hê, om mense lief te hê, om myself lief te hê. Ek voel dat die Here sê, hier's baie van julle, baie mense, jy moet jouself vergewe. Ooh, dit raak heerlik nou hier. Jy sukkel om ander te vergewe, want jy kan jouself nie vergewe. Jy sukkel om ander lief te hê, want jy kan jouself nie lief hê. Jy het iets gedoen en jy skaam. Ek het net hierdie week met 'n paar gepraat daaroor. Wat vir my sê, pastoor, ek sukkel om myself te vergewe. Dit pla my. En wat die vyand doen is, hy herinner jou aan jou verlede, né? Vanmôre wil ons hom sommer herinner aan sy toekoms. Wil jy nie jouself vergewe vanmôre, sodat jy ander ook vinnig kan vergewe? Luister, hoe praat die Here met my? Mense wat bitter is, sukkel om lief te hê. Baie mense word lelik oud, hulle is verbitterd. En dan voel hulle almal skuld hulle iets. Niemand skuld jou iets. Wat vanmôre moet gebeur, jy moet net vrykom van die verlede. Jesus is so lief vir jou en hy vergewe jou en hy sê, maar jy moet jouself ook vergewe. En ek wil onder die salwing van die Heilige Gees, kom, lig jou hande nou, mense vrymaak van selfveroordeling. Makobosibeke tabakaya, die Here wys my, daai selfveroordeling lei na selfvernietiging toe. Dis hoekom mense verslaaf raak aan goed. Dit laat hulle beter voel, want hulle haat hulle self. Die Here sê, maak my mense vry. Dis nou, dis 'n keuse op hierdie aarde, nou. Die Heilige Gees is ons helper, hy doop ons met die liefde van Jesus. Nou moet ons ons liefde wys vir hom, vir mense en ook vir onsself. Soveel mense gaan vrykom deur hierdie kragtige gesalfde woord. Daar's party, luister mooi, as ek in jou lewe in praat, jy's die heeltyd in konflik, want jy het woede in jou. Jy het bitterheid in jou. En Here sê, gee daai goede vir my, sodat ek jou kan doop met my liefde, want jy moet jou naaste lief hê. Dis almal, my broer en suster. Kan jy dink jy sê, nee, ek is nie lief vir ander kleriges nie. Ek sê dit met 'n rede, want dit is relevant. Maar jy dink jy gaan hemel toe? Moenie my stenig as ek goed preek nie. Jy besluit wie jy kan lief hê. Daar's nou sulke godsdiensgroepe. Hulle besluit sommer wie gaan hemel toe en wie gaan nie hemel toe.
Kan jy dink jy stel jou aan as 'n regter, jy oordeel mense? Ek weet nie van jou nie, maar ek slaan die grond. Dit sê Henry Wilson sê ding, dit lyk so. Ek verneder myself en sê, o Here, dis net genade. Alles wat ek het is net genade. Kom lig jou aan en sê vir hom dankie vir genade. Alles wat ek is net genade. Ons is nie beter as enige iemand nie. Hoe durf jy iemand oordeel? Hy sê jy wat oordeel sal geoordeel word. Ek is klaar. Wat is liefde? Wil jy jou kind 'n guns doen? Wil jy jou bure 'n guns doen? Stuur vir hulle hierdie wonderlike woord. Is om die Here lief te hê. Wanneer? Nou. Wys dit vir hom. Is om mense lief te hê. Nou. Wys dit vir hom en vir ons. Want ons is in die game van mense. I love people. Jy sal nie kan doen wat ek doen as jy nie lief is vir mense nie. Een pastoor het gesê, ja, Henry, ons het allemaal met ook stoute kindertjies van die Here te doen, ja. En dan derdens moet jy jouself lief hê. Kom vry van jouself, die eie ek. Kan jy amen sê? Ek dink nou aan pastoor Herman. Hy het gesê, man, party ouens is so behep met hulle self. Hulle neem so aanstoot, hulle is kwaad as hulle nie die lijk is by die begrafnis nie. Ek sal dit nooit vergeet. Hy sê, party is kwaad as hulle nie die bruid is by die bruilof nie. Lig jou hande, dan bid ek vir jou. Here, ons het U baie nodig. Dankie vir die bediening van U woord. Ek wil bid, Here, dat mense nou gedoop sal word met liefde. Kom bid in jou hart saam met my. Here, want U het gesê, liefde is die grootste. Ek wil vir U vra in Jesus naam, dat jy ons sal doop met U liefde. En ek bid nou, Here, dat mense sal vergewe, maklik, vinnig, met U hulp. Dat mense hulle self sal vergewe, sodat hulle kan lief hê. Daai hou vas vir jare, breek ons in Jesus naam. Daai bitterheid, daai woede, daai kwaad, laat dit nou uitgaan in Jesus naam. Here, ons het almal U liefde nodig. En ek wil nou kom teen die gees van selfveroordeling. Kom aan, ondersteun my nou. Ek bind dit in die naam van Jesus Christus. Die Here vergewe jou en hy sê vergewe jouself. Sodat jy ander kan lief hê, soos jy jouself lief het. Ons sê vir U dankie, Here. Ons vertrou U daarvoor. In Jesus naam, mag liefde ons vul. Help ons om uit te reik na mense soos nog nooit. In hierdie uitdagende tye, dis net die liefde van Jesus wat mense kan help. Ons gee al die eer en al die lof. In Jesus naam, en almal sê amen. Kom aan, klap vir die Here, kom, gee hom eer. Kom aan, bring hom al die eer.